Welkom by ouma Martie se kombuis. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om 'n melkbrood te bak. Dis redelik koud in Pretoria op hierdie stadium, so ons gaan sommer die reguit pad van in die swart sak buite in die son. Die son skyn heerlik buite, so ek glo dit sal baie lekker warm wees in die sonnetjie. Ons gaan daai roete volg vandag. Ek het 'n kilogram koekmeel nodig. Ek het 2 teelepels suiker en 3 teelepels sout nodig. Ek het 'n pakkie kitsgis. Maak seker hy het nie verval nie. Dan het ek varkvet nodig om mee af te rond. Ek het 125 gram stok margarine gevat, die bakmargarine, en dis 'n wit margarine. En dan het ek 700 ml melk warm gemaak. Dis volroommelk. In plaas van water gaan ek melk gebruik vandag. Ek gebruik varkvet om dit mee af te rond, maar jy kan kookolie ook gebruik. Ek gaan begin deur my sout by my meel te voeg en ek gaan dit net so 3 keer so siffie skep en deurmeng. Die meel was reeds gesif voor ek hierdie sout bygegooi het. Dis maar net om bietjie ligblaasies in die meel te sit, dat hulle beter, die deeg beter rys. My suiker gaan ek by my melk gooi, om dit op te los. En dan gaan ek my margarine ook by my melk gooi. Net so bietjie roer, laat dit net die suiker oplos. My melk is verhit, maar dit is nie, dis net lou, dis nie so dat as jy jou vinger daarin druk, dat dit jou vinger brand nie, dan is dit te warm vir die suurdeeg. Glo die suiker is opgelos, gooi my suurdeeg hier oor my meel, meng dit so bietjie deur, maak holte in my meel, waar ek nou my melkmengsel gaan ingooi. Dis 700 ml melk gewees, saam met die margarine en die suiker. So hy staan nou op 850. Ek gaan net so 600 ml van dit ingooi. Dis nou nog 300 oor van hierdie, so ek gaan dit nou met my vingers meng, laat ek die meel optel. Ek gaan alles ingooi, want dit lyk of dit net die regte hoeveelheid melk was. My deeg is te hard. Julle kan sien in my hand ook, hy is basies skoon, my bak is skoon, so die deeg is te hard. Hy moet dan nog so effens elasties wees, en hierdie een is nou hard. Ek gaan nie fisies melk oorgooi nie, ek maak net my hand nat, en ek knie so met my nat hand bietjie op die deeg, dan maak ek hom weer nat, want as ek nou melk bygooi, is dit net soos blits, en dan is dit weer te veel melk. My deeg is nou die regte styfheid, so ek gaan bietjie varkvet hier op die tafel smeer, en dan werk ek dit, knie ek dit vir so 5 tot 10 minute, tot hy dan glad is. Ek dink hy is reg so. Ek gaan nou my bak vat, waarin ek die meel aangemaak het, en ek smeer hom met varkvet. Sit my deeg hier in. Ek sit 'n gewone plastiese sak bo-oor. En dan vat ek 'n swart sak, en ek sit my hele bak deeg hier binne in.
Laat ons so 'n bietjie wind skep, dat hy vol lig is. En gee hom 'n knop en gaan sit hom buite op 'n stoel in die son. Hy gaan ten minste 'n uur en 'n half hier staan. En dan sal ek kom kyk hoe hy lyk om te besluit of hy nog 'n halfuur of so langer gaan reis. Anders sal ek hom afneem en weer hier kom neersit. Reis nou 'n uur en hy is op 1 keer so groot, so ek gaan hom nog 'n halfuur laat reis. Die deeg het nou 'n uur en 'n half buite gestaan. Ek gaan oopmaak en hulle afknie en weer dieselfde prosedure volg dat hulle 'n tweede keer buite in die bakkie reis. Die deeg is lekker warm. So ek druk net die bietjie rys uit hulle uit. Maak weer 'n bolletjie. En sit hulle weer in die bakkie. Ons sê, nou gaan hulle weer son toe vir 'n uur. Dan behoort hulle reg te wees vir die panne. Die deeg het nou nog 'n uur in die son gestaan. Die sak is lekker warm. So ek gaan dit nou oopmaak en kyk hoe groot dit is om te besluit hoe groot pan het ek nodig waar dit weer 'n keer gaan inreis. Ek dink ek het 'n groot pan nodig, nie 'n kilogram pannetjie nie. Ek smeer die pan met bakmargarine. Die varkvet dink ek nie gaan hier werk nie. Ek dink die margarine is 'n beter proposisie. Hy's gesmeer. Vat my deegie. Maak hom in 'n broodjie vorm. So, nou is dit weer dieselfde prosedure. Smeer net 'n laagie vet bo-oor, dat hy nie vassit aan die sakkie nie. Sakkie oor. En dan binne in my swart sak. So hy gaan weer terug son toe. Dat hy weer bietjie hitte kry en dan gaan ons hom bak. Ek dink hy's nou reg. Kyk hoe mooi het hy gereis bo die pan uit. Ek gaan hom nou in 'n voorvoerhitteoond van 170 grade sit. En omdat dit so groot brood is, gaan ek hom vir 'n uur en 10 minute bak. My brood het nou uitgekom, hy het sy uur en 10 minute gebak. So ek gaan hom nou uit die pan uithaal. En dan het ek 'n mengsel van 'n bietjie melk met 'n teelepeltjie suiker in, wat ek bo-oor hom gaan verf. Ek gaan die melk en die suiker oorverf. En hopelik is die korsie nie so verskriklik hard as ons hom sny. Net nou, hy moet net so klein bietjie afkoel. Dis hy. Nou gaan hy net so rukkie staan en dan sal ek vir julle wys hoe lyk hy binne. Hy het nou so halfuur gelê. Ek gaan hom sny. Kyk hoe kom hy uit.